Goeiedag vriende, welkom by dag 2 van ons oordenkings. Jesus, die Lam van God. In dag 1 het ek die retoriese vraag gevra, hoe gebeur dit dat ons as mense so wreed geword het, dat ons as mens nie in ander mense God kan raak sien nie. Dat die mensdom nie in mekaar as God se beelddraers raak sien nie. Ek wil hierop verder bou. In Johannes 8 vers 12 lees ons dat Jesus as volg getuig: Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig van die lewe hê. Om die lydingsboodskap te verstaan, moet ons vanuit God se lig leef, vanuit Jesus se lig leef. In die lydingstyd val die kruis se lig veral op 3 sake en ek gaan kortliks in die volgende 3 dae daarby stil staan. Offer en vergifnis, verslawing en bevryding en vervreemding en tuiskoms. Die eerste gedagte van offer en vergifnis, dat die lig van die kruis sy woorde vind in die Ou Testamentiese verlossingsverhaal, hoe God Israel uit Egipte, die plek van slawerny bevry het en sy volk uitgelei het om hom te gaan aanbid. Die Paasfees verwoord hierdie verhaal aan ons. Die offerlam van Paasfees is ons geskenk van vergifnis van ons sondeskuld. Want toe Johannes vir Jesus sien, verklaar hy, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem, ook my en jou sondes. En hierdie boodskap is 'n boodskap vir alle nasies. Want selfs in die Ou Testament kon die vreemdeling in Egipte ook eet van die offerlam. Hulle wat besny is en God as Here erken het. Die lig van die kruis is dus 'n boodskap van versoening. Jesus roep ons op in sy lig te leef. Want aan gelowiges, aan my en jou, het hy hierdie boodskap van vergifnis en versoening toevertrou in hierdie wêreld waarin ek en jy leef. Kom ek bid saam met jou. Here, laat ons hoop gee waar daar twyfel is. Ons wil u lig in duisternis laat skyn. Laat ware vrede altyd uit ons straal. Amen.